Die ander dag vra iemand vir my, hoe kan ek geld begin belê as ek nie eens genoeg geld het om petrol in my kar te gooi nie. Nou, wat die persoon eintlik vir my wil sê is dat haar persoonlike finansies is nog nie in orde nie en hoe kry ek dit in orde? Want voordat jy kan belê, moet jy eers leer hoe om met jou geld te werk. En dan is daar twee basiese beginsels wat jy sal moet regkry. Die een is werk met jou skuld. Kry vir jouself 'n skulddelgingsplan in plek. Net baie interessant, die Skandinawiese woord vir skuld is die woord geld, waar ons woord geld vandaan kom. En in Engels, 'n reggemaakte perd is 'n gelding. So om skuld te hê, of as jy iemand skuld, dis die goed wat jou laat wakker lê in die nag. Is dit so goed soos iemand het jou beet aan 'n plek waar dit nie lekker is om aan beet gekry te word nie. So kry jou skuld in plek. En hoe doen jy dit? Begin by jou grootste probleem van skuld en elke maand, in steede van om dit wat jy moet betaal, betaal net so klein bietjie meer in. En handel daai ene af en dan doen jy die volgende een ook. En natuurlik, sny maar die kaarte op, want die versoeking gaan wees om altyd maar weer skuld te maak. Jy moet geen winkelskuld hê nie, geen karskuld ook hê. As jy regtig reg werk met jou geld, moet jy 'n voertuig kan kontant koop. En al ry jy 'n goedkoper karretjie wat klaar betaal is, weet jy skuld nie geld nie. Die tweede ding wat jy moet regkry, is jou spanderingsplan. Nou, hoe 'n mens dit doen, want ons almal gee ons maar geld uit, ons praat baie keer van 'n begroting, ek hou van die woord spanderingsplan. Nou, hoe jy dit regkry is om te begin deur jou spanderinggewoontes, want dit is 'n gewoonte, om jou spanderinggewoontes te monitor. Hoe en waar en vir wat gee jy geld uit? Skryf dit neer in 'n klein boekie of op jou foon. Deesdae is die slimfone baie slim. So teken dit aan. En dan na 'n maand of na 2 maande selfs, net dat jy vir jouself gesien het wat die patroon, wat die ritme is, skryf jouself 'n plan uit oor hoe jy geld wil spandeer en waaraan wil jy spandeer. En heel eers spandeer geld daaraan, die Amerikaners praat van pay yourself first. Nou, jouself beteken nie, maar net om goed te gaan koop nie. Daarmee bedoel hulle om geld te belê. So deel van jou spanderingsplan moet ook 'n klein bedragie op sy gesit word om geld te belê. Betaal jou skuld af, maar gee ook 'n klein gedeelte, al maak jy net 'n begin. Jy moet net 'n begin maak. 'n klein gedeelte aan daardie spaarplan van jou. En so kom jy stelselmatig voor. Daar's nie 'n kort pad nie, daar's nie 'n maklike manier nie, dis die manier hoe jy dit doen. Speel klaar met jou skuld en kry vir jouself 'n spanderingsplan in plek. En as jy dit gedoen het, van daar af kan jy regtig begin om 'n belegger te word. Leer dit vir jouself, maar leer dit ook vir jou kinders. Hulle gaan jou altyd dankbaar wees as jy hulle gehelp het hoe om 'n goeie belegger te kan wees.